Geliefdes, ons luister nou na die woord van die Here uit Deuteronomium 30. Ek gaan ook vir ons die eerste vers van die vorige hoofstuk net bylees. Dit is Deuteronomium 29 vers 29. Ons luister nou die woord. Die verborge dinge is vir die Here ons God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. En hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. En die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem, en hy sal jou aan jou goed doen, en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. En die Here jou God sal jou hart besny, en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. En die Here jou God sal al hierdie vloeke op jou vyande en op jou haters lê wat jou vervolg het. Maar jy sal weer na die stem van die Here luister en al sy gebooie doen wat ek jou vandag beveel. En die Here jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hand, in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land. Want die Here sal weer oor jou ten goeie bly wees, soos hy bly was oor jou vaders. As jy na die stem van die Here jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou, wat in hierdie wetboek geskrywe is, as jy jou tot die Here jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele siel. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is nie vir jou te swaar of vir jou te ver nie. Dit is nie in die hemel sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Dit is nie ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê en sy wete wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei sodat jy voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarin jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God te lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here jou aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Tot daartoe.
Geliefdes, ek herhaal ons 2 fokusverse. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Dit is vers 6. En dan vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons die woorde hoor, hierdie is 'n saak van lewe en dood, dan trek dit dadelik ons aandag. Maak nie saak waar ons dit sal hoor of lees nie, ons weet dit is 'n belangrike saak. As ons dit as 'n opskrif in 'n berig sien, of op die nuus luister, dan weet ons gewoonlik daar is iets nou baie groot op die spel. Geliefdes, hoe belangrik is dit nie dan, as ons daardie woorde in die woord van die Here hoor nie? Vanoggend gaan dit hier, die saak van lewe en dood, meer spesifiek oor 'n belofte. Die belofte wat die Here aan sy volk maak. Die belofte om hulle harte te besny. Maar dan gaan dit ook oor hoe die volk, en hoe ook ons as kerk, die verbondsvolk, op hierdie belofte moet reageer. Want die belofte dat die Here ons harte besny, het 'n dringende implikasie. Onthou, dit is 'n saak van lewe en dood. Nou hierdie teksgedeelte wat ons vanoggend gehoor het, vind ook plaas in 'n baie spanningsvolle tyd vir die volk Israel. Hulle het voor hierdie gedeelte vir 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerwe. En hulle staan nou op die randjie van die beloofde land. Hulle gaan amper ontvang wat die Here ook vir hulle beloof het. En Moses, ook met dit in gedagte, berei nou die volk voor om die land in te gaan deur, ons kan sê 3 preke, of 3 toesprake, wat die boek Deuteronomium is. Ja, Deuteronomium is daar die 3 preke. En ons gedeelte, ons teksgedeelte vanoggend, kan ons sê is die hoogtepunt, die klimaks van die 3de preek, wat Moses vir die volk preek. Moses het tot op hierdie stadium weer die wet met die volk hersien, en hy het oor die verbond met hulle gepraat, wat dit beteken, en hoe hulle dit moet volg. En hy het baie klem gelê op hoe belangrik dit is om die Here se gebooie te gehoorsaam. Hy stel baie duidelik wat die gevolg is van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. As jy gehoorsaam is aan die wet van die Here, sal die Here jou seën in die land. As jy ongehoorsaam is, sal die Here jou vloek. Maar ons hoor ook in hierdie boek dan van 'n sekerte wat Moses ook het, terwyl hy vir die volk Israel nou baie duidelik stel wat is hier op die spel, is hy seker dat die volk Israel wel sal in sonde val. Hy is seker van Israel se uiteindelike verval. Net in die vorige hoofstuk hoor ons het Moses gesê, maar die Here het julle nie 'n hart gegee om te verstaan, en oë gegee om te sien, en ore om te hoor, tot vandag toe. Ja, hy besef goed dat die volk uiteindelik ander gode gaan najag, nadat hulle gekry het wat beloof is, nadat hulle die beloofde land ingeneem het. Hy weet dat die wraak van die Here uiteindelik oor Israel sal ontvlam, en dat hulle gaan weggeruk word uit daardie beloofde land en na 'n ander land toe gegee word.
Dit klink asof nie baie hoop is vir hierdie volk nie. En as ons nou terugkyk op die geskiedenis van Israel, dan sien ons dit is ook die geval. Dit was die realiteit vir die toekoms van Israel. Dit was so, omdat die volk Israel nie in staat was om God se gebooie te onderhou nie. En daar was negatiewe gevolge daarvan. Vir elke verbondsbelofte was daar iets wat hulle moes onderhou. Daar was 'n eis. Ons teksgedeelte, Deuteronomium 30, begin wel op 'n ander toon, gelukkig. Dit neem hierdie realiteit in ag, maar dit begin met Israel wat herstel gaan word wanneer hulle berou het, wanneer hulle bekeer. Hierdie bekering kom ook nie van die mens nie, dit is op grond van 'n belofte wat die Here aan sy volk maak. En dit hoor ons ook hier in vers 6. Die Here beloof die volk hier in vers 6, en die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Terwyl hier die woord besny verwys na die verbondsteken, die letterlike besnydenis, word dit hier metafories gebruik, dit word figuurlik gebruik. Dit wys vir ons op die verwydering van geestelike struikelblokke, hindernisse. Dit wat ons keer, dit wat die volk Israel keer om ons God in volle liefde en om hom gehoorsaam te wees. Ja, ons kan sê die hardheid van die mense se harte word deur die besnydenis van die hart weggesny. Dit beteken ook dan 'n innerlike verandering. Dit is die mens se motiewe, sy begeertes, sy wil wat suiwer gemaak word. Dit is nie net dat die mens, wanneer hierdie belofte sal gebeur, dat hulle die Here se wet kan volg nie. Dit is dat hulle die Here se wet met hierdie belofte gaan wil volg. Amper soos wat ons ook hoor, so gereeld in Psalm 119, die liefde vir die wet, die liefde vir die woord, hoe Dawid daar heeldag deur die wet oordink. Ja, die teken van die volk se andersheid, die besnydenis, gaan nie meer ietsie wat sigbaar wees nie. Dit gaan nou hulle harte wees, hulle wil, hoe hulle leef. Hulle gaan anders wees nie net omdat hulle die wet nakom nie, hulle gaan anders wees omdat hulle hele gesindheid, hulle hele wil teenoor die Here se wet en hom self, sy liefde tot die Here verander het. Nou die heel eerste keer wat ons wel hoor van die besnydenis van die hart wat besny moet word, is bietjie vroeër in Deuteronomium 10 vers 16. Maar hier was dit nie 'n belofte nie, dit was 'n vereiste. Die volk moes hulle harte besny het om die wet gehoorsaam te wees en om die Here werklik lief te kan hê. Maar met onbesnede harte kon hulle die Here lief hê nie. En hulle kon ook nie die wet nakom nie. Hulle kon nie die Here gehoorsaam nie en hulle harte het hard gebly. Die grootste probleem is dat die mens nie sy eie hart eers kan besny of wil besny nie. Daar sal nooit opregte bekering vir iemand met onbesnede hart wees nie. En dan verstaan ons ook hoekom of waarom Israel aanhou val in die gewoontes van afgoderry. Reg deur die Ou Testament sien ons dit, in Rigters veral. Dan stuur die Here iemand 'n rigter om die volk te verlos, maar net so rukkie daarna dan jaag die volk weer ander gode na. Dit gebeur oor en oor en oor. Uiteindelik kom 'n koning en ons raak hoopvol. Maar dan sien ons dit weer in Konings en Kronieke hoe hierdie selfde ding oor en oor gebeur. Hulle val net elke keer weer in sonde. Hulle bly val in hulle ou gewoontes. En dit is hoekom hierdie belofte vir die volk so uiters belangrik is. En al was dit vir hulle dan 'n toekomstige belofte. Dit is 'n belofte wat beteken dat hulle eendag werklik God lief kan hê
en sy gebooie gehoorsaam. En geliefdes, hierdie is vir ons 'n huidige werklikheid, 'n belofte reeds vervul in Christus. Aan ons is die Heilige Gees gestuur om in ons te woon. En dit is hy wat die hart van die mens besny. Ja, hy skenk aan ons die geloof in Christus, wat tot die geregtigheid van die mens gereken word, en hy verander ons harte, sodat ons wat nou regverdig voor God staan, hom ook werklik liefhet, en werklik sy gebooie wil gehoorsaam. Nou, Christus was ons skoon met sy bloed, dat ons sonder foute, vlekkeloos voor God mag staan. En die Heilige Gees gee vir ons die wil om God dan verder te dien, deur ons harte te besny. Maar die uiterlike teken van God se volk, die teken van die besnydenis, het gewys op die andersheid van die volk Israel. Daar is geen ander volk soos hierdie nie. Ja, die volk moes anders wees in die wêreld. Hulle moes heilig wees. Die letterlike vertaling van heilig in die Ou Testament beteken anders, vir die Here uitgesonder. Ja, die volk moes heilig wees. Hulle het wel keer op keer gefaal in hierdie opdrag. Maar nou, dat ons, die verbondsvolk, se harte wel besny is deur die Heilige Gees, nou kan ons in ons doen en late heilig word. En ons doen dit, want ons wille is verander. Ons doen dit omdat die Here van ons dit verwag. En ons kan dit doen. Ons kan uiteindelik, geliefdes, in ons Here Jesus Christus en deur die Gees wat ons hernie, soos ons in Romeine 12 vers 2 ook hoor, kan ons nou lewe vir die doel wat die Here ons geskep het. Ons kan lewe as sy verteenwoordigers op aarde. Ons kan lewe in gemeenskap met God. Ons kan met hom wandel, sodat Adam en Eva in die tuin saam met God gewandel het. Want dit is ook uiteindelik 'n ware lewe, 'n vervulde lewe. Nou geliefdes, net om hierdie week kortliks op te som, die Here beloof sy volk dat hy hulle harte sal besny. En terwyl dit 'n toekomstige belofte daar vir die Jode was, wat later sy vervulling gekry het, is dit vir ons 'n huidige werklikheid. Ons leef in daardie belofte se vervulling hier en nou. Ons harte word deur die Heilige Gees besny, wat ons in staat stel om te leef vir die doel waarvoor ons geskep is. Om te lewe as die beeld van God. Om in gemeenskap met hom te leef, om in 'n gemeenskap van gelowiges ook mekaar te dien en saam die Here met ons hele lewens te dien en te eer. Geliefdes, ons het nou gehoor dat die Here op grond van sy beloftes om Israel se hart te besny, hulle sal ook sal verlos in hul omstandighede en hulle 'n doelgerigte, 'n vervulde lewe gee. Maar ons hoor ook die implikasies daarvan verder in ons teksgedeelte. Die Here sal dan, wanneer die harte besny is, die volk wat verstrooi is weer versamel. Hy sal vir hulle goed wees en hy sal hulle vermenigvuldig en hy sal hulle vyande vervloek. So aan die een kant het ons die Here se belofte wat waar en seker is, dit is vas, want wat die Here beloof sal gebeur. Maar aan die ander kant, as ons verder lees in hierdie teksgedeelte, vereis die Here 'n reaksie van sy volk. In vers 15 hoor ons hoe die Here getuienis roep. Hy sê, kyk, vandag hou ek aan jou die lewe en wat goed is, die dood en wat sleg is voor. Hy roep die hemel en die aarde as getuienis. Ons hoor in ons gedeelte dat ons ook lewe kies deur om gehoorsaam te wees. En ons kies die dood deur aan hom nie gehoorsaam te wees nie. Maar geliefdes, dit klink vreemd. Dit val swaar op gereformeerde ore
hierdie woord kies. God beloof dat. Hy beloof om ons harte te besny. Hoekom word daar in 'n volk dan 'n keuse voorgehou indien hulle weet dat hulle uiteindelik sal lewe op grond van die belofte van die Here? Waarom kies? Dit is mos 'n gegewe. Geliefdes, die vraag is nie noodwendig die keuse nie, maar op grond van wat lewe die mens? Op grond van wat kan ons lewe? Is dit ons keuse, daai keuse wat vir ons gegee is, wat maak dat ons uiteindelik kan lewe? Met ander woorde, 'n daad van die mens, ek kies en nou daarom kan ek lewe? Of is dit omdat ons harte besny is, dat ons kan lewe? Is dit besnyde harte wat maak dat ons uiteindelik kan lewe? Met ander woorde, 'n daad van die Heilige Gees, van die Here. Geliefdes, dit is waarmee baie van ons vandag ook struikel. Die balans tussen die werking van God van ewigheid af in ons lewens en ook ons verantwoordelikheid as mense wat deur God verlos is. Die soewereiniteit van God en die vryheid van die mens, die verantwoordelikheid van die mens. En die manier waarop jy hierdie baie gekompliseerde teologiese tema verstaan, beïnvloed jou hele geloofslewe. Ons kan onsself nie in die skoene van daardie Israeliete plaas wat op die randjie van die beloofde land is nie, maar selfs daar bly die vraag dieselfde. En dit is hoekom Deuteronomium 29 vers 29 wat ons ook gelees het, ook so belangrik is vir hierdie gedeelte. Dit maak vir ons bietjie dit oop. Daar hoor ons wat verborge is die Here ons God se saak. Wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. Maar die vers is belangrik omdat hulle destyds nie die volheid van die openbaring gehad het nie. Ja, vir die Jode tot op hierdie oomblik in die geskiedenis was die openbaring, die woord wat hulle gehad het, die wet van die Here, dit wat Moses vir hulle openbaar het. Met ander woorde, die eerste 5 boeke van die Bybel. Ja, hulle het geweet vir hulle om te kan lewe, moes hulle regverdig voor God wees. En om regverdig te wees, moes jy perfek wees. Jy moes die wet van die Here ten volle nakom. En om die wet na te kom, moet jy 'n besnede hart hê. Paulus wys ons dan in Romeine 10 ook hoe regverdiging deur hulle verstaan is, deur die Jode. Deur die ongelowige Jode althans. Alhoewel die gedeelte nie na die Jode in hierdie tydstip verwys nie, daar op die randjie van die beloofde land, nie, gee dat ons wel 'n blik op hoe die regverdiging sonder Christus verkeerd verstaan is. Paulus sê daar in Romeine 10, ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder enige insig, omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie, en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring. Het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus, tot regverdiging van elkeen wat glo, tot daar. Geliefdes, dit is harte wat besny is, wat ons laat verstaan, hoekom ons die wet van die Here moet nakom. Nie omdat dit enigstens ons regverdig voor God kan laat staan nie, net in ons geloof in Christus kan ons so wees. En terwyl die Jode nie geweet het dat die einddoel van die wet Christus is nie, weet ons, omdat ons die volheid van die openbaring het, dit is geslote. Die insig wat die Jode nie gehad het nie, wat ons het, was die doel. Die doel van die keuse wat gemaak word. Die doel van die keuse tussen lewe of dood. Die doel van ons keuse tussen lewe en dood is nie om regverdig te probeer wees nie. Dit is deurdat God ons in Christus regverdig maak. Dit is deurdat Christus ons regverdig voor God stel, dat ons lewe wil kies. Die doel van die keuse is nie vir ons regverdiging nie, maar uit dankbaarheid, omdat ons nou 'n nuwe gesindheid teenoor God het. Omdat ons, soos Dawid sou sê in Psalm 119, lief is vir die Here se wet.
Ja, die keuse kan nie gemaak word deur mense wat slawe van sonde is nie. Ja, slawe kan nie keuses maak nie. Dit word gemaak deur vrygemaaktes in Christus, sy dienaars. Die keuses word gemaak deur wedergeborenes in Christus. Uit dankbaarheid tot eer van God maak mens daar die regte keuse. En op die ou einde is die keuse tussen lewe en dood vir ons gemaak. Van nature is ons dood. Hoe jy dink ons gaan eendag die dood verdien nie. Ons is dood in ons sonde sodra ons gebore word. Die sondeval het die dood vir ons verseker. Maar in Christus word ons weergebore. En nou kan ons werklik leef. En niks kan van ons hierdie lewe skei nie. Dit is vir ons moeilik, dit is vir ons gereformeerde breine moeilik om te verstaan hoe ons moet bly lewe kies. Al is ons harte reeds besny. Terwyl die Here die besluit maak om ons hart te besny, bly dit ons verantwoordelikheid om die lewe te kies. Ons hoor in die laaste vers van hoofstuk 29, wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang, sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. Ja, die Here openbaar aan ons sy wil, sodat ons sy wet kan uitvoer. En hy wys ons dat hy is wat ons laat lewe, sodat ons dit met die regte gesindheid kan doen. Ja, Jesus laat ons lewe. Ons was dood. Ons het nie die keuse gemaak om onsself uit die dood uit te ruk nie. Christus het ons lewend gemaak. Maar ons het in hierdie lewe 'n verantwoordelikheid. In Christus is ons oorwinning verseker, maar die stryd is nie verby nie, geliefdes. Ons gaan steeds daagliks met sonde gekonfronteer word. Ons gaan verlei word om die wet nie te onderhou nie. En ook hierin moet ons die besluit maak om te lewe. Ja, geliefdes, God se belofte om ons harte te besny het 'n baie dringende implikasie. Dit bring ons voor 'n keuse tussen lewe en dood. Omdat ons harte besny is, weet ons dat ons slegs deur Christus lewe. Die implikasie van God se belofte om ons hart te besny is dat ons daagliks die lewe wil kies. Dit bring ons dan by 'n baie praktiese vraag uit, geliefdes. Ons het nou die teologiese redenasie daarachter gehoor. In Christus wil ons lewe kies. Maar hoe kies ons prakties lewe? Wat moet ons nou doen? Dit is vir ons dalk 'n ongemaklike vraag om te vra. Hoe kies ons? Maar tog is die antwoord so voor die hand liggend. Kies lewe deur te glo in Jesus Christus. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, die Christus is, en jy met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Jy sal lewe. Kies dan verder lewe deur te bekeer van jou sondes, om te bekeer, om weg te draai van jou ou dooie natuur af, van jou ou sondige gewoontes af, en om terug te keer na God toe. En dan volg die Here. Soos ons gesing het in Psalm 25, laat die Here ons leer om in die regte weë te wandel. Nie omdat ons dit ons enigstens baat nie, vir ons verlossing of vir ons regverdig maak, en dit is klaar vas, maar ons doen dit omdat die Here dit vir ons vereis. Ja, ons word ook baie deur die Here bemoedig in ons teksgedeelte deur hy wat vir ons sê dat die wet nie vir ons te ver is nie. Die Heilige Gees skryf dit in ons harte en lei ons om daagliks lewe te kies. Ja, ons lewens is vas in Christus. Soos 'n boom wat langs 'n waterstroom staan, sal ons leef as ons in Christus ingeplant is. Ja, die boom lewe danksy die waterbron en hy lewe nie danksy die vrugte wat hy dra nie. Maar die boom en ons moet vrugte dra, goeie vrugte voortbring. En weer eens danksy Christus wat die water van die lewe is,
is ons soos die boom langs die waterstroom, wat op sy tyd die vrugte sal dra. Met Christus die water as waterbron, is daar nie 'n ander uitkoms nie. En indien 'n boom nie vrugte dra wat kenmerkend is van 'n boom wat se wortel by die water van die lewe is nie, dan sal daardie boom uiteindelik ook verrot en doodgaan. Ja, geliefdes, uiteindelik moet ons self ook te doen. Ons moet die vrug van die lewe dra. Ons moet dit doen want ons kan genadiglik in ons Here Jesus Christus dit doen. En ons kan dit net doen omdat ons verlosser Jesus Christus is. Ja, geliefdes, uiteindelik moet ons die lewe kies. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader,